Jy kan die woord van die Here saam oopmaak by 1 Kronieke. 1 Kronieke hoofstuk 15. In Kronieke hoofstuk 15. Net soos inleidend tot ons eintlike skrifgedeelte, gaan ons in Kronieke 15 lees en daarna Psalm. Maar voordat ons daar saam lees, kom ons sit so en ons buig die hoofde. Dierbare verhoogde Here Jesus, driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat was en is en kom. Aan U behoort al die lof en die eer en die aanbidding. Here Jesus, U is waardig om alles te ontvang. U is die liefling van die hemel en hopelik ook vanmôre die liefling van ons hart. Ons aanbid U, Here, dat U nie moet opgee of moedeloos raak met ons as mens nie, maar dat U hande gedurig deur uitgebrei is en ons nooi na die hemeltroon. Ek dink so aan daardie bemoedigende woorde wat U vir die volk sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Die belofte is wat keer op keer kom, al gaan julle deur die vuur, ek is met julle. Here Jesus, dis op U wat ons oog vanmôre gerig is. In 'n tyd soos hierdie, Here, dat ons vir U sal leef en vir U sal staan. Here, ons aanbid U vanmôre as die een wat waardig is. En ons vra, Here, dat U onder ons sal kom woon en onder ons sal wandel, en dat U Gees oor ons sal uitstort, en ons harte sal reinig, sodat ons kan rein wees, en bruikbare instrumente in die hand van die koning te kan wees. Here Jesus, sal U vir ons die genade gee vanmôre, om U woord te hoor, dit in ons hart te bære, en dit uit te leef daar buite. Here, ons bid vir hulle wat in moeilike omstandighede is. En ons sien, dinge raak swaar in die wêreld. Maar Here, as ons U het, dan het ons 'n anker, 'n rots wat onbeweegbaar is, aan wie ons kan vasklou. Here Jesus, ek bid vir elkeen se omstandighede, kruis wat hulle dra, dat elkeen wat vanmôre hier sit, na U toe sal vlug, en skuiling by U vind, in die skuilplek van die Allerhoogste. En nou, Here, baie dankie, dat ons dan hier kan saam wees, vergader om U woord, en mag U dan vanmôre sentraal verhoog en verheerlik word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees in 1 Kronieke, hoofstuk 15, vers 15. En die seuns van Levi het die ark van God, soos Moses volgens die woord van die Here bevel gegee het, op hulle skouers gedra, met die draaghoute op hulle. En Dawid het aan die owerstes van die Lewiete gesê, om hulle broers, die sangers, op te stel met musiekinstrumente, harpe en siters, simbale, om hulle te laat hoor, deur die stem met blydskap te verhef. Die Lewiete het toe Heman, die seun van Joel, opgestel, en uit sy broers Asaf, die seun van Beregia, en uit die stam van Merari, hulle broers, Etan, die seun van
Kesaja. Net tot sover dan vereers daar. So hier lees ons dan van 'n man met die naam van Asa onder die Lewiete. En hierdie man moes dan leiding geneem het onder die sangers, en dan sien ons daar die musiekinstrumente, simbale en alles wat hulle gebruik het. En hierdie manne moes dan die volk in die teenwoordigheid van die Here ingelei het. Soos ons vanmôre hier gesing het die sang 'n baie groot aandeel in die erediens. En is dit om die gemeente terdee bewus te maak van God se teenwoordigheid. En ons harte in stemming te kry om die woord van die Here te kan hoor. So wanneer ons sing, is dit nie net iets wat ledig is en niks seggend nie. Nee, dit het 'n doel om tot ons harte te spreek. Wanneer ons as gemeente kan saam sing en die Here se naam kan loof en prys en aanbid. Nou hier is 'n man met die naam van Asaf, wat dan half as voorsanger moes dien. Daar was gewoonlik drie van hulle. So hierdie ouens moes die blydskap van die Here in hulle gemoed gehad het, om die gemeente dan in die teenwoordigheid van God te kon inlei. Maar wat dink u? Dink u hierdie ouens het dit ook soms swaar gehad in hulle gemoed? Hulle werk en opdrag is, hulle is geroep deur die Here om die gemeente te lei in blydskap in die teenwoordigheid van God in. Dink u daar was altyd blydskap in hulle harte? Dink u vir hulle was die lewe maanskyn en rose? Of het hulle ook soms teëspoed en hartseer beleef? Nou daar is 'n psalm wat Asaf geskryf het, en dit is Psalm 73. U kan daarin blaai. Psalm 73. Asaf het 12 psalms vir ons geskryf, gelei deur die Heilige Gees. En hierdie Psalm 73, staan dan bekend as die groot raaisel. U sal seker al daarvan gehoor het. Richard, ek gaan jou roep, jy gaan nou voorkom sit. Psalm 73 is waar Asaf dan as voorsanger homself bevind in 'n benoude hart, dat hy weet, ek moet nou die gemeente in die teenwoordigheid van God inlei, maar in my eie hart het ek soveel vrae. En is dit moeilik dan? As u vat selfs predikante. Die woord spreek baie keer eers tot die predikant, sodat hy die woord met die gemeente kan deel. En hier lees ons dan van Asaf, Psalm 73 vers 1. 'n Psalm van Asaf. Waarlik God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Maar wat my aangaan, my voet het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly. Want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Want daar is geen kwelling by hulle nie, gesond en vet is hulle liggaam. In die moeite van sterwelinge is hulle nie. En saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Daarom is die trots op hulle soos 'n halsieraad. Die geweld bedek hulle soos 'n gewaad. Hulle oë pyl uit van vet. Die inbeelding van die hart loop oor. Hulle spot en spreek boosheid, verdrukking. Hulle spreek uit die hoogte. Hulle stel hulle mond teen die hemel en hulle tong wandel op die aarde. Daarom draai die mens hulle hierheen en waters in volheid word deur hulle geslurp. En hulle sê, hoe sou God dit weet? En sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Kyk, so is die goddelose mense en altyd onbesorgd
vermeerder hulle die rykdom. Waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Die hele dag tog is ek geslaan en my tigtiging was daar elke môre. As ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslagte van die kinders. Toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Waarlik, U stel hulle op gladde plekke. U laat hulle in pyn val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle? Raak hulle tot niet deur verskrikkinge? Soos 'n droom, nadat 'n mens wakker word. O Here, so verag U, as U opwaak, hulle beeld. Toe my hart bitter gestemd, en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom. Ek het niks geweet nie. Ek was 'n dier by U. Nogtans is ek altyd dier by U. U het my regterhand gevat. U sal my lei deur die raad en my daarna in heerlikheid opneem. Wie het ek buiten een die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart. God is die rots van my hart. My deel tot in ewigheid. Want kyk, die wat hulle ver van U afhou, vergaan. U roei almal uit wat van U af hoereer. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here het ek my toevlug gestel om al U werke te vertel. Net tot sover dan. So hier sien ons dan vir Asaf waar hy in 'n Psalm skryf, en dis vir hom 'n raaisel. Die raaisel is hoe goed dit soms gaan met goddelose mense. Nie net finansiëel nie, maar op alle gebiede. Hulle is nie bekommerd oor dinge nie. Hulle gaan deur hierdie lewe asof dit 'n show is en hulle geniet hierdie lewe. En hulle geniet die sonde van die wêreld en daar gebeur niks met hulle nie. Maar met die kind van die Here het dit nie altyd so maklik nie. Selfs die sonde van die kind van die Here is op hom en dit pla hom. Terwyl sonde vir ongeredde dit pla hom nie. Hy leef lekker binne in sy sonde. En dan hierdie raaisel vir Asaf. Hoekom gaan dit so goed met die goddeloses, maar ek wat die Here wil dien? Ek het stryd in my lewe. En dit is die raaisel vir hom. 'n Raaisel is iets wat jou kop laat dink. As ek maar aan 'n raaisel kan dink, iets soos die volgende. As ek vir u sou vra, ek het jy al gevra, kan God 'n klip so groot maak dat hy homself nie kan optel nie? Kan God 'n klip so groot maak dat hy homself nie kan optel nie? Kan hy nie? Kan hy? Ja? Antwoord my. Kan God 'n klip so groot maak dat hy homself nie kan optel nie? Nee, kan hy nie so groot klip maak nie. So hy kan nie so groot klip maak nie. Dat hy homself nie kan optel nie. So hy kan so groot klip maak. Dat hy homself nie kan optel nie. Of kan hy nie so groot klip maak? Dat hy hom kan optel. Dis 'n raaisel. Baie dankie. En so was hierdie gedagte vir Asaf 'n raaisel. Hoekom gaan dit soms moeilik? In Psalm 37
skryf Dawid, wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Beny hulle nie wat onreg doen nie. Beny hulle nie. Moenie kyk na ander en wens om te kan hê wat hulle het nie. Want soos die gras sal hulle gou verwelk. Vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen wat getrouheid. Verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Moenie die werke van die ongeregtigheid hulle beny nie. In Romeine lees ons ook oor hulle met wie dit soms goed gaan. Ons dink dat die seën van die Here is op hulle wie dit goed gaan. Terwyl Romeine skryf in Romeine 2 vers 5, maar jy ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader vir jou toorn vir die dag van oordeel, vir die dag van toorn, en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Hy sê in vers 4, die rykdom van sy goedertierenheid of verdraagsaamheid, omdat God lankmoedig is, omdat jy nie besef dat die goedheid van God jou tot bekering wil lei nie. So God is goed vir mense, en hy wil hê dat deur sy goedheid aan hulle tot God moet bekeer. Maar inteendeel sê mense, nee, wat, dit gaan goed met my, ek het nie nodig om God te soek, ek het nie nodig om God te dien nie, want dit gaan goed met my. Nou as ons kyk na hierdie Psalm, word in 5 gedeeltes verdeel, maar ons gaan vers vir vers deur die Psalm lees. In vers 1 lees ons dan, waarlik God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. So sy eerste gedagte is, nou ons gaan nou by twyfel kom, maar hier is 'n mate van twyfel, nie ongeloof nie, maar twyfel. Ongeloof is om nie die wil van God te doen nie, maar twyfel is wanneer jou gemoed in 'n stryd is, en hy is in 'n stryd oor dit wat aangaan. Maar heel eerstens maak hy 'n opmerking, nie oor iets wat hy voel nie, maar op grond van iets wat hy weet. Kan jy elke dag deurgaan op grond van wat jy voel? Want dan gaan jy eendag goed voel, en dan behandel jy almal goed, maar as jy sleg voel, dan behandel jy almal sleg, en jy is kwaad vir almal, want jy voel sleg. En dien jy die Here op grond van wat jy voel, of op grond van dit wat jy weet? Asaf, te midde van sy omstandighede, is daar iets wat hy weet, en hy open daarmee. Hy sê, waarlik, God is goed. Kan eintlik sê daar, punt, amen. Waarlik, God is goed. En dan in besonder vir die wat rein van hart is. Rein van hart is 'n kind van die Here, wat gered is, maar gefokus is daarop om gereinig te word deur die Here, om 'n dieper weg met die Here te leef, om nie net 'n oppervlakkige kind van die Here te wees nie, maar om diep deur te gaan. Dawid skryf in Psalm 51, hy sê, Here, skep in my 'n rein hart, o God, en gee op nuut in my binneste 'n vaste gees. So Dawid begeer 'n gereinigde hart, nie net 'n geredde hart nie, maar 'n gereinigde hart. En hier, ook hierdie psalmis, weet wat is die verskil tussen 'n kind van die Here en iemand wat 'n gereinigde hart het. Die Here Jesus sê in sy saligsprekinge, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So hy maak onderskeid tussen hulle wat gered is en hulle wat gereinig is. Petrus skryf ook dit, wanneer hy sê, Here, gee vir my 'n rein hart, sodat ek 'n instrument in die hand kan wees. 'n Gereinigde hart, wat gevul moet wees met die Heilige Gees. En hy maak daar die onderskeid hier. God is goed vir Israel, en God is vandag nog goed vir Israel. God se hand is oor Israel, of ons dit nou wil weet, instem of nie. God is goed vir Israel. En dan in besonder vir die wat rein van hart is. Sy begin is ook sy einde.
dat God is goed. Vers 1, 13 en 18 begin hy met hierdie woordjie waarlik. Ander woorde, daar is geen twyfel in sy gemoed oor dit nie. Waarlik, God is goed. So in 'n mate, al hoekom Asaf nog aanhou, is op grond van dit wat hy weet. Maar nou vers 2 gaan ons na dit wat hy voel. In vers 2 sê dan vir ons, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel. My voetstap het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. So hier sê hy, maar wat my aangaan, God is goed. Daar is geen twyfel in my daarin nie. God is regverdig, maar wat my aangaan, my voetstap het amper uitgegly. Het jy al geloop en daar's mos en jy begin gly en jy begin trap, maar hoe meer jy trap, hoe meer gly jy. Of op ys te loop en dis lekker om te sien hoe ander struikel en gly, maar dit is nie lekker om self in daai posisie te wees, om te gly en jy bly aan gly en jy soek grip, maar daar's nie grip nie, jy gly en jy gly en jy gly. So sê Asaf, my voete het gevoel of dit net bly gly onder my. My voetstap het byna onder my uit. Ek het amper gestruikel. As kind van die Here het ek amper gestruikel. Byna het ek my sinne verloor. Byna het ek geval. Geestelik het ek amper geval. Hoekom? Want ek was afgunstig op die wat in voorspoed lewe. Anderswoorde, hy was afgunstig. Daar was sonde in sy hart. Daar het sonde begin broei in sy hart. Toe hy sien hoe goed dit gaan met goddelose mense. Hy sê hier, ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed, toe ek die prosperity van hulle gesien het. Toe ek gesien het hoe hulle prosper, so hulle wat goddeloos is, wat die Here nie dien nie, wat die Here nie eer nie, wat hom nie volg nie, met hulle gaan dit soms goed. En as ons oog van die Here afhaal, en ons hou ons oog op hulle, en ons sien hoe goed gaan dit met hulle, dan sê Asaf, hy as persoon struikel baie maklik dan. En hy was afgunstig. Ja, daar het sonde in sy hart ingekom. Toe hy hulle voorspoed van die goddelose mense sien. So let op, wat se poort gebruik die duiwel om sonde binne in jou hart te kry? Die poorte van jou oë. Toe hy die voorspoed van die goddeloses sien. Ons kyk na ander en ons sien, hulle het geen bekommernisse nie. Hulle het geen laste nie. En hy haal sy oë van die Here af en hy rig sy oë op die omstandighede en op die mense. Soos wat Petrus ook maar gedoen het. Toe Petrus daar op die water loop, toe haal hy sy oë vir 'n oomblik van die Here af en hy kyk na die storms hier om hom en hy sink. Want hy het sy oog van die Here afgehaal. Kyk op die omstandighede. Die oog veroorsaak struikelinge. Die Satan gebruik die oog om ons te laat struikel. Matteus 4 vat die Satan Jesus na berg en hy sê vir hom, kyk na al die koninkryke, ek gee dit aan u as u voor my neerval en my dien. Kyk, sien die koninkryke en ek gee dit. Looks can be deceiving. As die oog jou laat struikel, haal dit uit. Het is beter om sonder oë in die koninkryk in te gaan as met oë. En maak vir jou skatte bymekaar in die hemel, waar mot en roes nie
verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Maar hy was afgunstig. En dit het sonde in hom geword. Want daar is een ding wat ons almal soek. En dit is net 'n bietjie voorspoed. Ek dink so aan daardie, wat iemand se naam, wat hy lied gesing het, ek sou kon doen met 1 miljoen. Lucas Maria. Ag, net 'n miljoentjie, net. Hoewel, miljoen is ook nie vandag baie werd nie. Ek sou myself net met 6 nulle kon versoen, ja. O, dan sou dit so lekker gewees het. Dan, ons almal soek net 'n bietjie voorspoed. Ag Here, die duiwel het my nou genoeg beet gehad, kan hy my nie net 'n bietjie los nie? Kan ek nie net 'n bietjie rus vir my siel hê nie? Maar raai wat die dag toe jy gesê het, Here Jesus, U is my lewe, U is my alles. Daai dag het jy 'n vyand gekry. Die Satan wat opgestaan het en gesê het, ek gaan jou teestaan. So wanneer jy opstaan vir die Here, dan staan die duiwel ook op. Ons gaan vanaand 'n bietjie meer na die duiwel kyk. Hoewel dit om mense gebied is meer, maar ons gaan vanaand kyk na die goeie dinge van die duiwel. Ons sien nie vanaand, praat ons oor die goeie dinge van die duiwel. Maar die oomblik as jy kind van die Here is, dan het jy 'n vyand. En hy loop rond soos 'n brullende leeu en soek jy kan verslind. Maar daar op die konferensie het Dominee Armand so mooi uitgebeeld dat die duiwel se tande is getrek nadat Jesus gekruisig is. En ja, die duiwel loop rond so brullende leeu, maar hy kou op gums. Hoe sê hulle? Hy het nie tyres nie, hy het rims. En hy probeer kou, maar is net kwel wat loop. Liewe kind van die Here, die duiwel se tande is getrek. Die Here Jesus het die dood oorwin. En dan die Here Jesus is alle krag en mag in die hemel en op aarde gegee. Die duiwel kan nie net doen wat hy wil nie. En moenie toelaat dat die duiwel vir jou prentjies voorhou. Want ons kyk na baie ander mense en ons sien maar hoor hierso, dit gaan so goed met hulle. Dit kan 'n uiterlike beeld wees van hoe goed dit met hulle gaan. Maar hulle harte kan in benoudheid wees. 'n Kind van die Here het baie stryd. Want hy het aanslag van die sielevyand, die wêreld wil hom wegtrek van die Here af, sy eie vlees skop teen die wil van die Here, so uit stryd. En dis hierdie stryd waarmee Asaf gesukkel het, en dit was vir hom 'n raaisel gewees. En dan vers 4 tot 14, sy worsteling. Kom ons kyk na sy worsteling. Sy worsteling is die volgende: want daar is geen kwelling by hulle nie, gesond en vet is hulle. Hulle kwel hulle nie. Hulle bekommerd hulle nie. Hulle is nie gepla om iemand in te doen en dat hulle geweet hulle dan rein nie. Nee, hulle is nie gepla oor dit nie. Daar is geen kwelling by hulle nie. Vers 5. In die moeite van sterwing is hulle nie. Hulle is nie gepla oor die lewe na die dood nie. Hulle geniet hierdie lewe. Hulle swerf in hierdie lewe en hulle worry nie wat gebeur by die dood nie. Hulle geniet net hierdie lewe. Terwyl ons, as ons kinders van die Here is, dan is ons bekommerd oor hulle. Vir hulle, wanneer hulle doodgaan. Ons bekommer ons oor hulle. Ons is bekommerd oor siele. Ons het slapelose nagte, omdat ons familie en vriende op pad hel toe is. Maar hulle is nie oor hulle ewigheid bekommerd nie. Ons is die wat ons bekommer oor hulle. Hulle leef lekker, sê hy hier, vers 6. Daarom is hulle trots. Trots hang om hulle, soos 'n halsie raad.
Die geweld bedek hulle gewaad. So eerstens sê hy hier, hulle is trots, hulle loop met hulle neus in die lug. Mense wat baie keer baie het en nie gepla is nie, sien baie keer mense wat bietjie swaarder kry en as niks. Dink aan die verhaal van die ryk man en Lazarus. Lazarus het begeer om sy maag te vul met die kos wat van die ryk man se tafel afgeval het. En die ryk man het hom net gesien sit daar aan die poort en hy het homself beter geag. Hoogmoed wat in die hart van ongereddes leef. En hoe voel dit vir jou as jy in mense teenwoordigheid kom, vriende, familie, en hulle dink hulle is beter as jy, want hulle het meer as jy. En so het Asaf dit beleef. Hy het gesê, die geweld bedek hulle gewaad. So met geweld, so as iemand met hulle sukkel, of as iemand aan hulle pad is, dan sorteer hulle dit met geweld uit. En 'n kind van die Here, kan 'n kind van die Here dit ook met geweld regmaak? Nee, die Here Jesus sê, draai die wang. As jy op een wang, draai die ander wang. Here, dit is nie lekker nie. Here, ek wil terugslaan. Met hierdie stryd sit Asaf. Vers 8. Hulle spot en spreek boosheid en verdrukking. Hulle mond spot hulle. En wat kan 'n kind van die Here dan doen? Liefde gee of terugspot? Jy moet die liefde van die Here uitstraal na hulle toe. Laat hulle spot. Maar is nie lekker nie, Here. En in hierdie stryd is hy gewikkel. Vers 9 sien ons, hulle stel hulle mond teen in die hemel. Met ander woorde, hulle laster, hulle gebruik die naam van die Here uitdelik. Hulle tart God. Hulle terg die Here. En dan gaan dit nog goed met hulle. En ons vrees die Here en ons gebruik nie die naam van die Here uitdelik nie. Here, ons doen wat reg is, ons doen wat goed is, Here, ons doen nie ander in nie. Ons loop in spot nie. Here Jesus, ons probeer regverdig stap, ons probeer die liefde van die Here Jesus aan hierdie mense hou. En kyk hoe gaan dit met ons. Aanslag op aanslag, die duiwel loods een ding op 'n ander ding, dan breek dit, dan loop dit verkeerd, en dan is daar daardie risie, en dan is daai bekleierery, en dan verneder hulle my, en dan word ek gespot, en dan gebeur dit, en dan gebeur dat. Vers 10, daarom draai hulle mense, hulle hierheen. Ander woorde, hy sê, ouens loop agter hierdie ouens aan. Gaan kyk maar na die wêreldse sangers. Hulle word beskou as heroes. Mense loop agter hulle aan. Ons soek 'n foto saam met hulle handtekeninge. En as hulle daar van vooraf praat, dan waaroor sing hulle? Hulle sing godslasterlike goed. Al hulle liedjies gaan oor drankmisbruik. En ons kyk hoe die massas hulle navolg. Kyk hoe goed gaan dit met hulle. Vers 11. Hulle sê, hoe sou God dit weet? En sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Waar is God? Kyk, ons kan sê en ons doen wat ons wil. Ons maak soos ons wil. Ons geniet hierdie lewe. En wie doen ons iets? Waar is julle God? As julle dan sê, God haat sonde. Kyk hoe lekker leef ons. In ons gemak. In ons sonde. En waar is julle God? Julle is hierdie mense wat heilig wil lewe, wat die Here wil dien, wat Sondag by die kinders van die Here saam wil bymekaar kom, wat die tiende gee. Julle is die wat reg en heilig leef.
Maar waar is julle God? Dit sê die wêreld vir Asaf. Wat help dit jou? Jy leef so rein en heilig. Kom en geniet eerder die lewe en kom geniet die sonde tussen ons. Vers 12. Kyk, so is die goddelose mense en altyd onbesorgd vermeerder hulle rykdom. So waaroor gaan dit vir die mensdom? 'n Gejaag na geld. Onbesorgd vermeerder hulle rykdom. Hoe meer ons het, hoe meer suksesvol is ons. So, wie is die een? Word gekyk aan bankrekening. Die een wie se bankrekening die hoogste is, hy is die mees suksesvolste. Jaag die rykdom na. As ons dink aan een van die rykste ouens in ons land, aan ons president, ons Ramaphosa, het hy daai geld gekry deur eerlike, harde werk. Om vandag te sit 'n bankrekening van 6 biljoen. Het hy dit op 'n eerlike manier gekry? Nee. Vermeerder hulle die rykdom. Waar kinders van die Here vergenoegd moet wees. En dit wat die Here vir jou gee, daarvoor moet jy dankbaar wees. En is hierdie goed waaroor ons baie vinnig kan struikel. Vers 13. Waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou, my hand in onskuld gewas. Hy sê, dit voel of ek dit te vergeefs doen, want niemand sien dit raak nie. Ons kyk na hulle en ons sien hoe goed gaan dit met hulle, maar dit voel vir my asof ek te vergeefs. Dit is nou verniet om die Here te dien. Verniet om my hande rein te hou. Ja, ek doen nou nie bedrog en goed nie, maar daarom het ek ook niks en kry ek swaar. En het ek al hierdie aanslag van die sielevyand. En my vlees soek meer. Is dit dalk te vergeefs? Is dit dalk alles verniet? Moet ek nie maar eerder tou opgooi en die wêreld geniet en die wêreld dien en die Satan toelaat om in sonde te val? Moet ek nie maar dit doen nie? Is dit miskien te vergeefs? Is dit verniet? Is dit alles verniet? Of gaan ons eendag voor God staan en 'n rekenskap moet gee? Dis die vraag wat Asaf hier vra. Is dit miskien te vergeefs dat ek my hart rein hou, dat ek nie in sonde wil leef nie? Is dit miskien verniet? Of is daar 'n God in die hemel wat dit raak sien? Vers 14. Die hele dag tog is ek geslaan en my tugtiging was daar elke môre. So dan is dit nie net die wêreld wat lus en goed nie, maar dan sê hy ook, hy ontvang tugtiging. Want die Here tugtig die wat hy lief het. En hy kastei elke seun wat hom aanneem. So dan kom die Here en die Here tugtig jou met mate om jou te bring op 'n plek waar hy jou wil hê. Maar Here, u tugtig dan nie die goddeloses nie. U los hulle, laat hulle lewe soos wat hulle wil. Is dit maklik? Wie van u weet waar staan die woordjie maklik in die Nuwe Testament? Waar Jesus gesê het, dit gaan maklik wees. Johan, waar staan dit? Dit staan nie daar nie. Nêrens sê die Here, dit gaan maklik wees nie. In die 4de plek, na sy worsteling, totdat hy die groter prentjie sien, toe verander sy gemoed. En vers 15 tot 22, verander, gee die Here vir hom 'n visie, wys die Here vir hom,
en verstaan hy meer. Vers 15, as ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van die kinders. Met ander woorde, hy sê, as ek ontrou is, hy's 'n voorloper, hy's 'n voorsanger, hy begelei mense in die teenwoordigheid van die Here, en hy sê, as ek ontrou gaan wees, hoeveel ander gaan struikel, omdat ek ontrou is. So hy besef, dit gaan my kos, en as ek moet val, hoeveel agter my gaan val. Vers 16, toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë. Het jy jou gedagtes jou al kataza, van alle kante af, dan dink jy aan dit, en dan dink jy aan dit. En so sê hy, dit is vir hom 'n moeilike geding om in te sien. Maar vers 17 kom die antwoord. Onthou oor die goddelose mense. Vers 17 sê, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, en op hulle einde gelet het. Toe die Here hom die hemelse poorte oopmaak, en hy sien daardie mense wat in goddeloosheid lewe, hulle einde, hoe hulle eendag voor God gaan staan, en hoe God hulle gaan straf, en vonnis, en hoe hulle in die hel gewerp gaan word, omdat God sy hande na hulle toe uitgebrei het, die hele dag lang, en hulle het die hand van die Here weggeklap, hulle het spot gedryf met die Here, hulle het die wêreld geniet. En die Here open vir hom die ewigheid, en hy sien, en hy let op die arme mense se einde. En toe beny hy hulle nie meer nie, maar hy bejammer hulle. Hy dalk in hierdie lewe het hulle dalk alles, maar in die lewe hierna het hulle niks nie. Hierdie lewe is maar 'n kort tydperk van 60, 70 jaar, dan sterwe ons, en dan het ons so groot venterwaandjie, wat ons al ons goud en ons silwer saam met ons sleep. Of gaan jy met leë hande die ewigheid in? Of soos daar die sanger sê, sit net vir my pennies op my oë vir tolgeld daarbo. Asaf sien die heiligdom, en hy let op hulle einde. En vir eens het hy gewens om te kan leef soos hulle, om te kan hê wat hulle hê. En nou vir 'n oomblik sê hy, nee, ek wil dit nie hê nie, want kyk na hulle einde, kyk wat hulle eendag gaan moet doen, en dan gaan vir 'n ewigheid, sonder God, sonder hoop, omdat hulle hierdie wêreld verkies het, bo die Here Jesus. So liewe vriende, jy kan vanmôre die Here verloon. As jy wil hê dit moet goed gaan met jou, verloon die Here. Gaan dien die wêreld. Ja, geld na, loop mense in. Jy kan in hierdie lewe dit dalk lekkerder hê. Geef jou vlees wat jou vlees wil hê. Maar dit gaan jou kos. 'n ewigheid. Weg van God af. Of kies om maar die nou pad te loop, die smal paadjie, wat na die ewigheid lei. Stryd elke dag in jou lewe teen sonde. Stryd oor mense wat spot. Stryd om te sien hoe lekker dit gaan met ander mense. Stryd om in die nagte te gaan slaap en te weet, hoor hierso, my vriende geniet hulle self, maar hulle is op pad hel toe. Die bekommernis in my hart. Benoudheid oor siele. Ek was afgunstig op hulle. Ek het gewens om te hê wat hulle hê, maar net totdat ek op hulle einde gelet het. Toe is ek nie meer afgunstig op hulle nie. Toe kry ek hulle jammer. Waarlik, U stel hulle
op gladde plekke. U laat hulle in pyn val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle. In 'n oomblik gaan hulle vergaan. In 'n oomblik gly hulle voet tot binne in die hel in. In 'n oomblik sterf die mens en dan is jou kans vir ewig verby. Vers 21. Toe was ek dom geweest. Hy sê ek was dom toe ek daaraan gedink het. En ek het niks geweet nie. Ek was dwaas om afgunstig te wees op ander mense. En nou, totdat hy die groter prentjie gesien het, sien hy op hulle einde, hy let op hulle einde, en as hulle sterf, besef hy, hulle vat niks saam nie, hulle kan hierdie lewe dalk geniet, maar die lewe hierna, sy ewigheid wat vir hulle wag, en dan sluit hy af, met hy verbly hom in God. Jy het nou gehoor wat hy gesê het in die begin, nou luister hoe sluit hy hierdie psalm af. Nogtans is ek altyd deur by u. U het my regterhand gevat. So sy regterhand, hy hou vas aan die Here. U sal my lei deur die raad en my daarna in die heerlikheid opneem. Here, in hierdie lewe sal u my lei. Wat het ek meer nodig? Dat u my gaan lei en u my gaan opneem en ek by u gaan wees vir ewig. Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks nie. Voor dit het hy alles begeer wat hulle het en nou sê hy, ek begeer niks op hierdie aarde nie. Ek begeer net u. Ek begeer net u heerlikheid. Ek wil niks anders hê nie. Gee my net Jesus. Paulus sê, ek wil niks anders onder julle weet nie. As Jesus Christus en hom as gekruisigde, die Here is my alles. Waar Dawid kan sê, die Here is my herder, niks ontbreek my nie. Niks. Wat's niks? Niks is niks. Buiten u. En wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op hierdie aarde nie. Here, as ek u het ek vandag alles. Here, maar as ek u nie het nie, het ek niks. Wie die seun het die lewe, maar wie die seun het nie die lewe nie. Al beswyk my vlees. Ander woorde, al word ek siek. En my hart. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Nie net vir 60, 70 jaar nie, maar tot in ewigheid is die Here my deel. Want kyk, die wat hulle ver van u afhou, vergaan. Hulle roei almal, u roei almal uit, wat van u af oreer. Vers 28 sluit hy af. Maar wat my aangaan, en hopelik kan elkeen van ons dit sê, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. En die Here het ek my toevlug gestel om al u werk te vertel. Vrede met God. En as ek vrede met God het, om die werk van die Here te vertel aan die mensdom wat het so nodig het. Die mensdom wat tans leef net vir hierdie wêreld, leef net vir nou, skatte by mekaar maak, en dan sterf, met bankrekeninge vol, sterf, en nie weet waarin hulle gaan nie, en hulle sonde geniet, gaan kyk, sonde is lekker, maar waarheen vat dit jou? 'n ewigheid weg van God, of saam met God. Ons moet maar die keuse maak. Maar mag die Here vir ons wysheid gee, om te let op ander se einde,
En jy sal hulle nie beny nie. Jy sal hulle jammer kry. Want as hulle sterf, vandag, sterf hulle sonder God, sonder hoop, op pad hel toe, vir ewig. Mag u en ek reg wees met God, om die werk van die Here te vertel aan mense. En mag die Satan u en my nie vang in die lekker van hierdie wêreld nie, maar mag ons verbly, verlekker in die Here, om in hom te bly, want dis verreweg die beste weg. Mag een hierdie dag vasklou aan die Here en vir die Here sê, Here, ek is u sin en u is myne. Buiten u Here begeer ek niks op hierdie aarde nie. Here, ek is vandag tevrede om net u te hê. Eerder u met 'n stukkie brood, as sonder u met maaltye. Mag die Here ons genade gee om nie deur die liste van die duiwel gevang te word deur ons oë, maar mag ons oog op die Here hou en sien dat die Here is goed. Mag ons vanmôre sê, waarlik, God is goed vir my. Ja, ek het ook nie oorvloed nie, maar ek het nog nie honger gaan slaap nie. Dalk nie baie nie, maar ek het genoeg. En Here, u is meer werd as die goud van hierdie aarde. U is vir my meer werd as silwer. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, die begeerte van my hart vanmôre is dat elkeen van ons sal kan sê, dit is wel met my siel. Hoe vel die besoeking, hoe Satan ook trag om my te vertrap met sy hiel. Steeds kry ek weer moed, want my Heiland is daar, en hy stort nuwe krag in my siel. Here Jesus, u is die liefde van ons lewe. U is die liefde van ons bruidstyd. As ons u het ons genoeg. U is my herder. Ek ontbreek niks vanmôre. U goedertierenheid is oorvloedig. Ja, al is daar aanslag, al is daar siekte, al is daar pyn, al is daar bekommernis. U weet van alles, en u sien alles. Ja, en u tugtig selfs. Maar dankie dat ons kan weet, u doen dit na u beswil. Nou help ons, Here, om nie ons oog op die tydelike te hou nie, maar op die ewige. Soos Leonard Ravenhill altyd gebid het, Lord, stamp eternity on my eyeballs. Dat ek vir die ewigheid sal leef, en nie vir nou nie. Want gou gaan hierdie lewe verby. Soos dou wat in die oggend verskyn, en daarna verdwyn, soos ons lewe. Dis maar 'n kort tydjie, dan is ons kans vir ewig verby. Ons aanbid u, en ons eer u vir u goedheid. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie lied. As vrede my pad deur die